106.5. In die ateljee saam met my Roe, hoe gaan dit met jou? En jy, is lekker om hier te wees, Mag ek sê Roe Kloete? Jy kan enigiets sê. Noem my Pietie. Ek het gelag want in ons vergadering in die begin van die week het ons gepraat oor wie kom almal in en ek sê Roe en Sunay wil weet hoe om dit te spel en sy sê spel ek dit soos wat jy Roe Kloete spel. Ek soos dit is Roe Kloete. Well done. Awesome. So Roe, baie mense ken nou jou stem en begin jou meer as 'n sanger leer ken, maar nie almal weet noodwendig dat jy eintlik al jare lank in die bedryf is nie. Jy het net agter die skerms meer gewerk nie. Vertel vir my 'n bietjie van daai tyd. Ja, so ek het begin as 'n liedjieskrywer. So ek het so 15, 16 jaar terug het ek begin vir 'n klomp mense skryf. Eers baie onsuksesvolle liedjies geskryf. En ek daar is nog steeds baie liedjies wat onsuksesvol is, maar ek dink hoe meer jy skryf, hoe meer sukses is daar ook met van die songs. So ja, so ek het begin met dit en toe was ek bietjie by Universal Musiek, was ek die A&R bestuurder by die Afrikaanse kant. So ek het vir baie jare, soos jy sê, agter die skerms gewerk en nou vir die eerste keer kom ek bietjie aan die ander kant en beleef dit ook, which is nice. Dit is baie lekker. Geniet dit baie. Noem 'n paar van die liedjies wat jy vir ander kunstenaars geskryf het wat mense dalk sal ken, wat hulle bietjie gaan laat dink, o wag, wat? Ja, so ek het Tekkies Brand, bietjie Benoni, ek het saam Fatman, Vuil Coke, wel baie van Fatman se goed, Kampkommandant, O my vy, Pitte van Ivan Roux, Morsag, ek het nou saam met Bartu en Elof en Shakira Peach het ons Pakkie Malbrou geskryf. My word. En dan obviously Pisang Helfte Skille. van die musiek wat op Groot FM speel is joune. Ja, dit is lekker, geniet dit. So, kom ons praat so 'n bietjie oor voordat ons kom by jou album en dit wat jy nou doen, maar watter lesse het jy nou in daai tyd geleer wat jy dink jou help as 'n kunstenaar nou? Ja, ek dink ou moet nie bang wees om 'n fout te maak nie. Ek dink die mark is baie interessant en jy weet hulle kies ook op vreemde tye, ek sê nou vreemde liedjies waarvan hulle hou, net anderste liedjies as wat 'n ou gedink het of dink hulle van sal hou. So ek dink die grootste les is hou net aan, doen wat jy doen en bly stiek met dit wat jy wil doen. Moenie probeer om noodwendig iets anders te wees nie. Daar's 'n klomp ander mense daar buite wat klaar doen wat jy dink moontlik, jy weet, dit is wat mense wil hoor. Doen net wat jy wil doen. Bly ag aan jouself en ek dink dit is wat ek sou sê. Kyk, hierdie musiek wat jy nou uitgebring het, hierdie album wat jy nou uitgebring het, is nie jou eerste musiek wat jy as kunstenaar doen nie, maar was daar 'n spesifieke oomblik in die laaste paar jaar wat jy besluit het, okay, wag, weet jy wat, dis nou tyd dat ek my eie stem laat hoor? Ja, ek dink dis baie kort, dis eintlik begin van die jaar wat ek besef het, maar ek het soveel stories wat ek wil vertel, maar ek wil dit nie noodwendig deur 'n ander persoon se mond vertel nie. Die stories dink ek is dalk te persoonlik vir my. Ja. En daarom dat ek besluit het, ek wil dit graag self vertel. En dit is mos so, partykeer as iets met jou gebeur het, is dit mos nou baie makliker vir jou om die storie te vertel, as wat iemand anders wat dit gehoor het, om dit weer oor te vertel. Want hy kan dit nooit vertel soos wat die ou wat dit die eerste keer vertel het, vertel nie. Wat daar was nie. Exactly. Hulle sê mos, jy moes daar gewees het. Presies. So ek voel presies dieselfde oor spesifiek hierdie album. Ek voel ek moet dit vertel. En dis great. So die album se naam is Al Lankal, en jy beskryf dit as 'n versameling van oomblikke wat jy net nie wou vergeet nie. Watter oomblik lê vir jou die naaste aan die hart? Ag, ek dink daai universiteitsjare was vir my great. Ek mis dit en ou dink baie keer terug aan daai, dis net sorgvry en jou ma en pa sorg nog vir jou sakgeld en jy kan eintlik 'n klomp goeders doen wat lekker is sonder te veel stres en spanning. Jy kan verlief raak, jy kan seer kry, dis ook okay want jy gaan maar weer aan, jy gaan sommer buddies uit vanaand en dis lekker. Ek dink daai herinneringe van die universiteit is vir my special. Ek dink baie van wie ek is gevorm. Jy weet, selfs as liedjies skryf, nie net as mens nie, maar so ek dink baie keer as ek sang skryf, dan gaan ek na sekere scenario's of sekere situasies van universiteit af. So ek dink dit lê my na in die hart. So die titel, soos ek gesê het, die album se naam is Al Lankal. Dit klink sommer nostalgies. So, hoekom het jy die naam gekies? Ek dink die sang is geskryf en na die tyd toe ons kyk na wat die titels was van die songs, toe maak dit so sin om te gaan, ek moes hierdie al lank al gedoen, ek wou dit al lank al gedoen het. En so die sang gaan nie noodwendig oor ek wat al lank al wou sing nie. Dit het net sin gemaak met die album. Is iets wat ek al lank al wou doen.
En dis eintlik ek het gewens ek het vir jou 'n dieper storie as dit, maar dit is die storie. Maar dit maak heeltemal sin. Okay, so ons gaan gesels oor die album. Ek het vir jou 'n lekker speletjie ook, maar jy het jou gitaar saamgebring. Ek het. En siende dat jy nou al lankal self moes sing, dink ek is tyd. Laat ons 'n plan maak. Let's do it. So gryp jou gitaar daar. Wat gaan ons doen? Kom ek speel vir julle. Kom ons begin met Alankel. Ek dink dis 'n goeie idee. Ons begin met Alankel, en dan maak dit dan pas dit so 'n mooi vol sirkel hierso. Okay, vat hom. Dis nooit die regte tyd vir hierdie goed nie. My woorde kom nie uit soos wat dit moet nie. So ek bly my eerder stil. Want daar kan ek sê wat ek wil. Al vra jy so gereeld of ek okay is. Men wetende dat dit nog altyd jy is. Dan bly mens my eerder stil. Wens ek kon sê wat ek wil. Maybe in 'n ander leeftyd, maybe in 'n ander plek, het ek al lankel. Maybe we only live once, so vat die mens die kans. Ek moes al lankel vir jou sê. Gaan die hartseer stop as ek langs jou lê. Ek weet nie of jy weet dat ek het weet nie. 'n gesig soos joune kan mens nooit vergeet nie. Maar moenie my stilte verwar met dit wat diep binne aangaan. Maybe in 'n ander leeftyd, maybe in 'n ander plek, het ek al lankel. Maybe we only live once, so vat die mens die kans. Ek moes al lankel vir jou sê. Gaan die hartseer stop as ek langs jou lê. Jo, wag, waar's my rentekraut? Dat ek hulle net gou hierso kry, want hierdie kan 'n mens nie sonder dit doen nie. Dis hy. Dis beter. Hoor hier, jou musiek is ongelooflik. Ek het nou gespot oor ek wat hou van lirieke oor die algemeen. Dit is hoekom liedjies soos The Police, Every Breath You Take my oë laat rol. Maar soos jou musiek wat jy nou op die album het, is ongelooflik eerlik. Dis oop, dis eerlik. Sê gou vir my, was dit vir jou moeilik om so oop en kwesbaar te wees in jou skryfwerk? Ek dink, eers veral wanneer kom ek begin daar. Ek dink is moeiliker om iets weg te steek, want dan moet jy heeltyd dink aan, jy weet, wat moet ek sê, wat moet ek doen, hoe kan ek, as jy eerlik is, kan jy maar net praat, en jy kan maar net sê wat jy wil, en jy gaan dit altyd onthou, jy gaan reg bly, jy gaan altyd reël wees. So, dit bly vir my belangrik. Ek dink dit maak dit net makliker. Verseker. Hoorie, as ons terugkom, gaan ons bietjie verder gesels met Roo oor sy nuwe album, al lankal, en ons 'n paar, jy ken myne altyd in die tyd, ek hou van 'n lekker speletjie speel, so ons gaan 'n plan maak. Dit is alles op pad hier op middag. As jy nou net ingeskakel het, middag. Hoe gaan dit? 5 as jy nou net ingeskakel het. Roo is saam met my in die ateljee. Ek wil net gou een ding by jou weet, né? So, van jou vorige musiek het jy uitgegee as Roo Kloete, hierdie gee jy uit as Roo, is daar 'n rede? Ag, hy is maar net korter. Almal noem my Roo, niemand noem my. In elk geval, ja. Ja, so toe dog ek, ag wel, gooi die Kloete net weg. As jy regtig wil weet, kan jy gaan kyk, dit is Roo Kloete. So, noem my Roo Kloete, noem my Roo. Maak nie saak. Net wat jy wil. Net wat jy wil. So, jou album het jy beskryf as 'n album vol gevoel en glimlag. Hoe hou 'n mens daardie balans tussen hartseer sad songs en hoopvolle lekker liedjies? Ek weet nie, op hierdie een het ek nie te veel gedink aan, jy weet presies hoe moet die uitleg leef of lyk van hierdie album nie. Ek het net geskryf en die 10 songs wat ek, jy weet wat die storie vertel het ek uitgesit. So ek's dankbaar dat daar 'n bietjie van 'n balans is met songs waarop mense kan sokkie en songs wat jou kan laat huil, hopelik dan weer daarna laat lag. So ek het nie noodwendig gesoek vir die balans nie. Ek het dit net, dankie tog, net daar gekom. Net daar gekom. Wel, dit het gewerk.
Jy moet net in die vervolg sê, o ja, jy het dit so beplan. Ja, ek maak leer nog, dit was die plan al die pad. So, baie van die liedjies, soos Nie smeek nie en dis nie okay nie, raak aan pyn en aan aanhou en uithou vermoë. Hoe gebruik jy musiek as 'n manier om deur moeilike dinge in jou lewe te werk? Ja, vir my is dit my enigste uitlaatklep. En partykeer skryf jy oor goed wat nie noodwendig nou gebeur het nie, maar dit is dis ou seer. Dis eintlik goed dat jy half hier binne jou verwerk het en dan eventually dit is soos maar hierdie kan jy weet dalk kan ander mense ook daarmee relate of dalk is dit meer as net my storie. Dis wat ek probeer doen, is ek probeer 'n stem wees vir die mense wat gewoonlik nie iets sê nie. Of nie weet hoe om dit te sê nie. So, dis nie okay nie, is nou tipies, jy praat van dis nie okay nie, is nou tipies daai storie van mense wat as jy hulle groet en vra hoe gaan dit, sê hulle net gaan goed. Maar hoe gaan dit regtig met jou? Ons is baie bang om vir mekaar te sê, ja, dit gaan eintlik okay, of dit gaan nie goed nie. Ja. Hoekom? Want ons is bang vir daai, ons wil nie eintlik, ons het ons eie staf wat ons mee deel, né? Ja, ek wil nie jou nou weet nie. Ek wil nie nog 'n las op my skouer nie. So, daai sang is spesifiek geskryf op, jy weet, dis okay as jy nie okay is nie. Dis fyn. Ons almal het ons dae, ons almal het ons jare, ons almal het ons maande, wat ons nie okay is nie. En dit is ook okay. Dis deel van die proses, deel van groei. Ja. Awesome. Gaan ons hom doen? Ja, kom ons doen hom. Ek dink dat mense kan hoor wat hom dalk nie ken nie. Hier's Roo met Dis nie okay nie op Groot FM 90.5. Hoe lank gaan ons wegkry? Hoe lank gaan ons stil bly? Want die dam se wal is besig om te breek. En dit vreet my stuk vir stuk op, soos my hart beklei in my kop. En hierdie dam se wal so stadig om ons breek. En dis nie okay vir my as jy sê is net okay nie. Gaan praat dit maar weg, maar ek weet dis nie verby nie. Maar is okay vir nou as jy jou hart so bietjie wil wegsteek. Maar moenie verbaas wees as dit jou dalk wil opvreet. Gee dit 'n kans eerder as om nooit ooit te weet nie. Gee dit 'n kans eerder as om nooit ooit te weet nie. Ek voel jou asem teen my. Iemand gaan nie seer kry, want die dam se wal is besig om te breek. As sal ons nog moet wegkry, as sal ons nog moet stil bly, voor die dam se wal finaal om ons kom breek. En dis nie okay vir my as jy sê, is net okay nie. Gaan praat dit maar weg, maar ek weet, dis nie verby nie. Maar dis okay vir nou as jy jou hart so bietjie wil wegsteek. Maar moenie verbaas wees as dit jou dalk wil opvreet. Gee dit 'n kans eerder as om nooit ooit te weet nie. Want dis nie okay as jy sê is net okay nie. Sjoe. Hoendervleis. Dit is so mooi en ek dink dit is iets wat vir my baie belangrik is. Baie van die luisteraars weet ook al, ek gesels ook gereeld oor geestesgesondheid en dinge wat ons nooit oor wil praat nie, maar wat baie meer oor gepraat moet word. Ek het 'n interessante ding gesien nou die dag, 'n man met die naam Simon Sinek, ek weet nie of hom ken nie, maar hy's 'n motiveringsspreker, maar hy praat toe nou oor vriendskap. En hy sê, ja, daar's vriende wat daar is as dit moeilik gaan en daar's vriende wat daar is as dit goed gaan en dis alles goed en wel. Maar vriendskap is ook 'n bewys van wie's die vriend wat jy gaan bel as dit goed gaan en sleg gaan. 100%. Wie's die vriend wat saam jou gaan bly wees as dit goed gaan en nie gaan dink jy brag nie, en wie's die vriend wat saam met jou gaan huil of net by jou gaan sit wanneer dit sleg gaan. En ek dink dit is so belangrik om oor hierdie tipe goeters te praat. Verseker. Ek stem saam met jou.
En dan oor liefde. Jy skryf ook oor liefde op 'n baie eerlike manier. Jy skryf nie net oor die mooi van die liefde nie, jy skryf maar oor daai seer oomblikke of daai stikkende dele van liefde. Dink jy ons gee te veel voor oor wat liefde is in die wêreld? Ja, ek 100%. Ek dink dis ook maar deel van 'n mens. 'n Ou wil nie noodwendig wys hoe dit regtig gaan nie. Praat ons maar huwelik, verhoudings, wat ook al. 'n Ou wil net wys ons is okay. Maar ek voel weer eens daai voice wat 'n ou kan wees vir mense, jy weet wat by die huis lê en oor hierdie goeters dink en jy voel ander mense ook so. Ek dink is belangrik. Ek dink is vrek belangrik om amper of eerlik en rou daaroor te wees, want dit help jou ook so goeie verwerk. So ek hoop dit antwoord jou vraag. Dit doen verseker. Okay, as ons terugkom, gaan ons 'n bietjie roulette speel met Roo. Ek love it. Bly ingeskakel op Groot FM 90.5, dis op pad. Iemand het nou hier 'n boodskap geskryf wat sê, nou sit ek met trane in my oë. Dis 'n baie mooi lied, baie dankie. Ek en Roo gaan bietjie roulette speel. Hoe hou jy van my woordspeling daar? Love it. Sy sal so trots wees op my met my roulette. Okay, so hoe dit werk, ek het verskillende afdelings vir roulette en ek het 'n roulette wiel wat gaan draai en dan val hy op 'n kategorie en dan kan dit enigiets wees van liriek roulette tot liefdesroulette tot wat ook al. Okay, ek sal vir jou op wat ook al hy val, sal ek vir jou sê wat ons doen. Okay. Is jy reg? Ek is gespanne, maar kom ons doen dit. Hier gaan ons nou. Kom ons draai daai wiel. Dat is dit. Nee, nie liefdes een nie. Okay, hy val op liriek roulette. Okay. Liriek roulette werk soos volg. Net sodat jy weet, dis maklik, ek beloof. Okay, so liriek roulette, ek moet nou net heeltyd dit reg kan sê, ek gaan nou hier oor my eie tong val, is ons gaan 'n bietjie een van jou liedjies se lirieke gaan ek vir jou lees en dan gaan jy vir my die liriek voltooi. Jy kan dit of sing of sê of net soos jy wil. Okay, is jy reg? Ja. So, die eerste ene is, voltooi hierdie lyn uit jou eie liedjie uit. Ek het probeer vergeet maar. Wat's dit? ek het geen idee nie, ek het probeer vergeet. Luister maar, ek het net gevra sê, hierdie is nie maklik hier. My vrou sê ook altyd vir my, dan speel sy iets, dan sê sy, wat is hierdie? Ek kan nie my eie lirieke onthou tot ek dit sing. As ek sê, okay. Alright, okay. Wag, het jy hom al daar? Ek het probeer. Ek het probeer vergeet maar. Okay, maar gee my nog een woord. Nee, ek het nie vir jou nog een woord nie. Ek het probeer vergeet maar. Ek het probeer vergeet maar ek kan jou ek weet nie. Jy mag nie nou 'n nuwe liedjie skryf nie, Roo. Dit is nou maar wat ek doen. Ek het probeer vergeet, maar jette. Dis amazing. Okay, goed, wag, ons sal net by dit terugkom. Kom terug. Ons sal terugkom, ek gaan jou nog 'n bietjie kans gee. Kom ons doen nog 'n roulette ene hierso. Ek gaan nou asseblief net nie op liriek. Kom ons pas op vir daai liriek ene. Kom ons hoor. Yes. Gaan hy in. Ek is klaar gespanne. Okay, hy val op memory lane. Okay, so hier is hoe dit werk, is ek gee vir jou een van 3 nommers wat jy kies en dan moet jy eerlik antwoord oor 'n herinnering. Okay, 1 tot 3. 3. 'n oomblik wat jy amper alles wou los. Jesus, hierdie is nie 'n maklike speletjie nie. 'n oomblik wat jy amper alles wou los. Ja. Ek dink baie keer wanneer goed nie suksesvol is nie, en dis nou nie 'n spesifieke oomblik nie, maar ek dink baie keer wanneer goed nie of gaan soos wat jy dink dit moet gaan nie, is daar beslis tye wat jy net voel, man, skroef dit. Ek kan nie nou aan 'n spesifieke een dink nie, maar dit gebeur baie wat jy net dink, man,
Hierdie is 'n moeilike speletjie. Okay, ek sal vir jou een van die ander nommers vra wat maklik is. Okay, yes, dit klink right. Jou grootste studio blooper. Grootste studio blooper. Jo. Is dit ook nie maklik nie? Hierdie is 'n moeilike game. Ek wil graag die ander mense se punte hoor wat hierdie game speel. O, jette. Ek dink daar's baie. Ek het al een keer het ek 'n hele liedjie opgeneem en ek het autotune aangesit soos wat jy presies dit doen wanneer jy dit doen. En toe het ek dit in die verkeerde key gesit en toe ek het klok gestuur vir die persoon en toe hy terugluister, dit is net sorry, is also raai daar. So dit was vir my baie embarrassing want ek bedoel is twee verskillende, alles anders is 'n verskillende key. O, jette. Maar ja. Okay, laaste ene, is jy reg? Ek weet nie. Kom ons doen hom. Ek sak in hierdie game. En dit is jou naam. Ek weet. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie. Okay, hy val, laat ek kyk. O, Jesus, dis tussen 2. Maar kom ons gaan maar met die eerste ene. 'n Backstage roulette. Okay. Wat's die vreemdste ding wat jy al in 'n kleedkamer gesien het backstage? Jo. Daar is baie weird goed wat aangaan backstage. Ek weet nie of 'n ou dit noodwendig op die lig wil sê nie. Okay. Ja. Is dit so erg? Ja, maar laat ek 'n bietjie dink. Ek het nie nou ene wat voel vir my radiovriendelik is nie. Dit waarvan ek dink is net hierso. Ek wil dit net sê, maar ek gaan dit nie sê nie. Ek kan nie. Maar daar gebeur vreemde goeters. Mense is op verkeerde plekke in verkeerde tye en doen verkeerde goed wat hulle nie moet doen nie. Verkeerde goed en wat verkeerde hulle mense sien hulle. Nie moet en dis altyd die ding, né? Ek dink ek het dit verduidelik nou. Okay. Kom ons doen een laaste ene. Ek gaan hom vir jou probeer maklik maak. Dankie. Ek beloof. Jy sien nie struggle hier. Okay, kom ons hoor. Wel, die wiel val waar hy val. Wat kan ek sê? Waar gaan hy? Kom ons hoor. Okay, dit is nie 'n moeilike een. Wel, ek dink nie dis 'n moeilike een nie. Kom ons. As jy my gesigsuitdrukking sien wat vreemd lyk, antwoord jy vir my. Okay, hierdie is rou of roe. Okay, jy kry 2 keuses. Jy moet vinnig besluit, okay? So jy moet sê ja of nee basies. Okay. Skryf of perform? Skryf. Okay, hartseer lied of 'n danslied? Hartseer lied. Oopmaak vir iemand anders se show of headline jou eie? Ag, net speel. Daai is maklik. Langpad vat of vinnige spronge waag? Langpad. Ek love it. Okay, daai was maklik, kom maar. Daai was maklik. Dankie. Ek het dit vir jou maklik gemaak. Dit was great. Yes, ek is sommer gespanne nou man. Kom ons maak dit vir jou makliker en ons laat jou gitaar speel. Hoe klink dit? Dankie tog. Wat gaan ons doen? Ag, kom ons doen sommer nie smeek nie. Okay, awesome. Jy weet presies wat ek vir jou voel. Wanneer gaan jy dit besef? Ek gee my alles, maar jy hou weer terug. Skree dan op my, skree oor alles. Ek kan jou sien, ek kan jou nie lees nie. Ek weet jy's bang, ek weet, dit kan nie so wees nie. Deel al jou vrese, jou siel en jou wese, al vat dit die hele bloody aand. Ek wil jou dieper ken, saam deur die storm swem. Jy is die weerlig wat kan nie nou opgee nie. Ek wil jou dieper ken, saam deur die storm swem. Ek sal vir jou beklei, ek sal jou monsters kry. Ek sal beklei met al 2 hande, maar ek wil jou nie smeek nie. Ek sien jou altyd, al sien jy net soms. Weet ek gaan nêrens, ek gaan net hier bly. Al raak dinge moeilik, al raak ons so kwaad, ek gaan jou wys hoe 'n man bly. Ek kan jou sien, ek kan jou nie lees nie. Ek weet jy's bang, ek weet, dit kan nie so wees nie. Deel al jou vrese, jou siel en jou wese, al vat dit die hele bloody aand. Ek wil jou dieper ken,
saam deur die storm swem. Jy is ewig ver, kan nie nou opgee nie. Ek wil jou dieper ken, saam deur die storm swem. Ek sal vir jou beklei, ek sal jou monsters kry. Ek sal beklei met al twee hande, maar ek wil jou nie smeek nie. Woehoe! Lekker! Nice! Hoorie so, twee laaste vrae voor ons jou nou heeltemal loslaat hier, wil ek graag by jou weet, as jy een lyn uit jou album kon kies, wat jou huidige fase in jou lewe perfek beskryf, watter een sou dit wees? Ek dink, kan ek 'n liedjie vat, in plaas van 'n Jy mag, lyn? natuurlijk, ja. So, ek dink, ek weet nie of jy al so gevoel nie, maar dis baie selde dat jy iemand kry wat as jy dink as jy hulle moet verloor, dan is dit die einde van jou. Maar nie soos net sê dis die einde van jou nie. Jy weet fisies nie hoe jy gaan kan asemhaal en opstaan en aanbeweeg nie. Ja. So ek het ook so 'n persoon en dis my vroutjie. En daai song voel ek sommer baie mooi op. Is as ek nie jou kan hê nie, dan wil ek eerder net niks hê nie en niks wees nie. Oh, wow. So, Brownie points vir jou. boom. Hoop sy Hoop luister. jy luister, liefie. Let's go. En dan heel laaste ene, as iemand nou vir die eerste keer van Roo Kloete gehoor het, wat ek nie kan dink dat dit moontlik is nie, maar as hulle nou het, watter lied op hierdie album moet hulle eerste luister en hoekom? Ek dink Alankel som nogal baie van die album op. En die sound veral. Ek dink as jy van Alankel hou, behoort jy van die res van die album te hou. So luister Alankel en luister Dalk. Ah, nice. Hoorie, verskriklik dankie vir jou tyd. Dankie dat jy jou gitaar saamgebring het. Dankie Dis vir jou. lekker om jou hier te hê. En ek hoop ons gaan jou binnekort weer Asseblief. sien. As mense meer wil weet oor shows of oor jou album of oor musiek, waar kan hulle jou volg? Volg op Instagram, TikTok, Facebook, al die platforms is maklik, is @RooMusiek. Al die platforms is so gaan daartoe, check die shows. Daar's lekker nuwe goedjies, spesiale goedjies wat net die sosiale media mense kan sien. So ja, julle kan daar gaan kyk en obviously die album is uit op Spotify, Apple, al die goedjies. Gaan stream, gaan luister, lekker. Ek wil net vir jou sê, klink hierdie bekend. Ek kon jou vergeet, maar ek kon dit nie aanvaar om jou gesig en liefde voel, want ek het jou nog baie lief. En voor ek dit nou vir jou wou gee, het Sonja dit klaar vir my gestuur. Ja? Wat is dit? Ek kon jou nie vergeet nie, maar ek het jou lief, dit is waar. Wat is dit? Nee, Roo, Wat 'n liedjie is dit? Asseblief sê vir my, jy's ek sak in hierdie game. ek kon jou nie vergeet. Oh my Ek wens ek kon jou nog eenmal vashou. Kan jy nog gaan my meer gee? Gee my nog. Die tyd is verby. Is dit die chorus of nie? Dit is die chorus. Oh my word, dit sak. Ek gaan my vrou gaan dit hoor met my vrou. Jou vrou gaan, Oh. ek gaan nie vir jou sê nie, ek weier om vir jou te sê, wat gaan gebeur is, jou vrou gaan vir jou sê, eintlik mag sy ook nie vir jou sê nie. Dit moet jou plaat tot jy onthou en dan moet jy my Yes, WhatsApp dit gaan- en vir my sê, ek gaan 100%. dit is die song. Ek gaan regtig nie vir hom sê nie, ek weier. Kan ek een ding vra, is dit op my album? Ek weet nie. Ag, as dit op my album is, gaan ek baie soos 'n idiot voel. Oh my word. Okay, dit is dit van ons kant af. Dankie, dit was was lekker baie om jou lekker, hier te hê. Groot FM 90.5